Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 157, strofe 1. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof van die Here uit Gesang 215, strofes 1, 4 en 5. Gemeente, volgens Psalm 46 vers 2 tot 3 vertroos die Here ons met die volgende woorde: Ek is vir julle 'n toevlug en 'n beskerming. Ek was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom hoef julle nie bang te wees nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Mag die genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde, altyd by julle wees. Amen. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing Gesang 334, strofes 1, 3 en 4. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou vir die verlossing wat hy ons in Christus gegee het. Kom ons sing uit Gesang 5:9, strofes 1, 2 en 3.
Geliefdes, ons lees vanmôre 2 gedeeltes uit die evangelie na die beskrywing van Johannes. Ons gaan daar lees Johannes 18 verse 15 tot vers 18 en dan ook Johannes 18 vers 25 tot 27. Johannes 18 vers 15 tot 18 en Johannes 18 vers 25 tot 27. Voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, ons kom vanmôre as gemeente hier saam om ons erediens aan U te kom onderhou. Ja Here, ons weet dat deur ons saamwees vanmôre dit ook eintlik 'n klein dankbaarheidsgebaar is. Dat ons dankbaar is vir dit wat U vir ons gedoen het deur U seun, deur sy lyding en selfs sy kruisiging. En dit omdat ons met die sondeval in sonde en liefdeloosheid voor U geval het. Aanvaar daarom ook vanmôre ons teenwoordigheid as 'n klein uitdrukking van dankbaarheid vir alle liefde en U genade met ons, U geduld. En nou bid ons dat U ook vanmôre dit wat hier gesê word in elkeen van ons harte sal inplant, dat ons dit onvoorwaardelik sal aanvaar, dat ons U liefde opnuut sal verstaan, maar ook sal verstaan dat ons 'n dankbaarheidsverantwoordelikheid het, om in dankbaarheid vir U te lewe, want U kon ons almal verwerp en verdoem het, maar tog in genade ons nie net vergeef het nie, maar regverdig die straf op die mens, Jesus Christus, wat ook God was, dat U dit op hom laat neerdaal het, sodat ons mag lewe. Ons dank U, Here, maar ons bid ook dat U vanmôre self in elkeen van ons harte sal werk, sodat U naam ook deur ons en in ons verheerlik sal word. Ons vra dit alleen ter wille van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons sing nou ook in aansluiting by ons gebed. Gesang 258, ons sing daarvan die eerste 2 verse. Vreugdevolle tyding, bron van hartverblyding, evangelie woord van lig en lewe, rig ons aardse strewe as bevrydingswoord. Deur sy gees laat God dit wees woorde van sy openbaring, van sy heilsverklaring. Gesang 258, ons sing daarvan die eerste 2 verse.
Johannes 18 verse 15 tot 18. Dit handel hierdie gedeelte oor Petrus wat Jesus die eerste keer verloon het. Dit is dan ook die tema vir die prediking vanoggend, Petrus verloon die Here. Simon Petrus en 'n ander disipel het agter Jesus aangegaan. Daardie ander disipel was aan die hoëpriester bekend en het saam met Jesus in die hoëpriester se woning ingegaan. Maar Petrus het buite by die deur bly staan. Toe daardie ander disipel wat aan die hoëpriester bekend was, uitgegaan en met die deurwagter gepraat en vir Petrus ingebring. Die diensmeisie wat deurwagter was, sê toe vir Petrus: "Jy is tog nie ook een van hierdie man se disippels nie?" "Nee, ek is nie," antwoord hy. Die slawe en die wagte het hulle gestaan en warm maak by die vuur wat hulle gemaak het, omdat dit koud was. En Petrus het ook saam met hulle gestaan en warm maak. Dan Johannes 18 vers 25 tot 27. Petrus wat Jesus weer verloon. Simon Petrus het hom nog gestaan en warm maak. Die mense by die vuur vra toe vir hom: "Jy is tog nie een van sy disippels nie?" Hy het dit ontken en gesê: "Nee, ek is nie." Een van die hoëpriester se slawe, wat familie was van die een wie se oor Petrus afgekap het, vra toe: "Het ek jou dan nie ook in die tuin by hom gesien nie?" Petrus het dit weer ontken en daarna het daar 'n haan gekraai. Hier eindig ons skriflesing. In Jeremia 23 vers 29 sê die Here: "My woord is soos vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stukkend gekap word." Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vanoggend herdenk die kerk volgens die kerklike jaar hierdie jaar, die 5de Lydensondag van die Here, ons Here Jesus Christus. En daarom kyk ons vanmôre na een van die geleenthede wat deel was van sy lyding op aarde. Wanneer 'n mens die evangelie na die beskrywing van Johannes lees, moet ons altyd onthou wat die doel van Johannes met die skryf van hierdie evangelie was. Hy wou aan sy lesers, en dit is baie belangrik om dit raak te sien, wou hy baie duidelik sê wie Jesus Christus was. Dit aan die een kant, maar ook aan die ander kant wat hy vir sondaar mense gedoen het. Wie is Jesus en wat het hy vir sondaar mense gedoen? En verder stel dit ook baie duidelik dat dit wat die Here vir die sondaar mens gedoen het, 'n appel op die gelowige se mense lewe het. Dit bring 'n verantwoordelikheid by die mens. En hierdie verantwoordelikheid vra van die mens volle toewyding aan die Here. Dis 'n toewyding wat selfs Jesus se disippels nie mooi verstaan het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Alhoewel Jesus duidelik voorspel het dat hy na Jerusalem toe kom om oorgelewer te word en doodgemaak te word, was dit sy disipel, sy volgeling Judas, wat hom verraai. Met die uitsondering van 2 disipels hardloop al die ander weg, toe die wagte, die soldate Jesus gevange neem.
Een van die twee wat nog saam met hom na die hoëpriester gegaan het, wat nog by hom gebly het, ontken by 3 geleenthede dat hy Jesus hoegenaamd ken. Jy sien, hierdie optrede is juis die soort optrede wat die gelowige nie behoort na te volg nie. Dit is nie volgenskap nie, maar dit is verraad. Verraai, hardloop weg en verloon. Nou kom Johannes en gee vir ons in hierdie skrifgedeelte 'n kykie na wat daar tydens Jesus se gebeur, sy verhoor gebeur het voor Annas en Kajafas. En wat buite die verhoorsaal besig was om te gebeur. Eintlik was hier 2 verhore aan die gang. Aan die een kant is Jesus die veroordeelde en word hy deur die hoëpriester oor sy disippelskap, oor sy disippels en sy leer ondervra. Kan dit in vers 19 lees. Vers 19 sê die hoëpriester, Johannes 18 vers 19, die hoëpriester het Jesus te ondervra oor sy disippels en oor sy leer. En dan wat Jesus geantwoord het, dat hy niks wat hy gesê het in die geheim vir sy disippels gesê het, maar openlik geleer het. Alles wat hy gesê het, is in die openbaar gedoen. Hy sê, ek het in die openbaar met die mense gepraat, ek het hulle altyd in die sinagoge en in die tempel geleer, waar al die Jode by mekaar kom, en ek het niks in die geheim gesien nie. Aan die ander kant staan Petrus nie voor die hoëpriester nie, maar voor die deurwag en die soldate, wanneer hy oor Jesus uitgevra word, verhoor word. En dan ontken hy dat hy Jesus hoegenaamd ken. Matteus stel in sy evangelie Petrus se verloning van Jesus nog baie sterker. In Matteus 26 vers 74 kan jy dit ook gaan lees. Kom ons lees dit. Dis nou Petrus. Kom ek begin by die vers 73. 'n rukkie later kom die manne wat daar staan en na Petrus toe sê, dit is waar, jy is ook een van hulle. 'n Mens kan dit aan jou spraak hoor. En wat maak Petrus? Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken hierdie man nie. Dit is die hoofboodskap wat ons uit hierdie gedeelte leer, geliefdes. Dit is naamlik dat Jesus altyd getrou aan sy opdrag bly en as onskuldige die veroordeling, die vuishoude, die beledigings deur mense, die feit dat sy eie disipel hom verraai, dat sy eie disipels weghardloop, sy eie disipel Petrus, die rots, hom verloon, dat hy dit verdra in gehoorsaamheid aan God, sy Vader. Dit is wat Johannes ons oor wie Jesus is wil leer. En wat het hy vir ons gedoen? Dat hy dit alles verdra het terwille van ons. Petrus daarteenoor probeer as beskuldigde die aanklag teen hom ontduik deur te ontken dat hy Jesus hoegenaamd ken. Dit is typies van die gevalle sondaar mens vir wie Jesus gelei en gesterf het. Maar nou is daarnaas hierdie hoofboodskap ook 'n aantal ander sake wat 'n mens moet raak sien om die geheel prentjie van die boodskap van hierdie skrifgedeelte te kry. Dit gaan oor
Byvoorbeeld die saak van die meisie wat as deurwag by Kajafas sy huis opgetree het. En kyk broers en susters, in daardie tyd het 'n meisie, 'n vrou, eintlik nie baie hoë status gehad. Hulle status is maar baie laag geag. En nou het haar woord, dis nie veel gesag in die samelewing gedra nie. Petrus het dit geweet. Maar selfs teenoor in daardie tyd so 'n onbelangrike persoon in die samelewing, iemand wie sy woord nie eintlik gesag dra nie. Wie eintlik maar kon sê, ja, maar wie ek is, want ek weet as hy sê, hy het gesê hy is, of hy ken vir Jesus, so dit nie veel gesag dra nie, maar selfs teenoor haar ontken hy dat hy Jesus hoegenaamd ken. Nee, verkies eerder om saam met die soldate en wagte van die hoëpriester rondom die vuur te staan en vir die hitte van die vuur. Iets symbolies oor Petrus hier gesê. Die vuur het Petrus se lyf warm gemaak, maar sy hart, sy binneste, was ijskoud. Hy maak sy lyf warm met sy vuur en sy hart is hy koud, want hy ontken dat hy Christus, die Here, ken. 'n laaste saak wat as hierdie gedeelte moet raak sien, is die hoenderhaan wat die kraaiwerk doen. 'n Hoenderhaan is die simbool van 'n wese wat homself eintlik totaal oorskat. Dit is mos die hoenderhane wat soggens begin kraai om aan te kondig dat die nuwe dag op pad is. So asof hulle in beheer is. En dink bietjie mooi oor die hoender wat nie eier kan lê nie. Dit is mos die haan wat op die kerktoring staan. En wat is onder hierdie haan se voete? 'n rigtingwyser. Hy is die rigtingwyser. Sien? Petrus se hele wese vertoon iets van hierdie haan. Dit dui op sy menslike selfoorskatting. Nou broeder en suster, soos wat ons in Leiden dit beklemtoon het, gaan dit in hierdie Johannes Evangelie besondere skrifgedeelte oor die wie en die wat. Wie Jesus was en wat hy vir ons gedoen het. Maar ook oor ons mense as mens se verantwoordelikheid en antwoord en uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gelei het. Ons dink nie eers vanmôre aan dit wat die kruis vir hom moes beteken. Die geweldige lyding wat hy daar met sy hande deurboor en sy voete deurboor moes ly terwille van ons as mense. Eerstens is die boodskap vir ons vandag dat ons andermaal Jesus leer ken as die een wie se offer van arrestasie deur 'n skare soldate, sy verskyning voor die hoëpriester en uiteindelik dit wat die disippels aan hom gedoen het en dan ook nog die kruis nie te veel gevra was nie. Hy het hierdie offer gebring as deel van sy lyding terwille van die sondaar mens. Dit was wat hy vir jou en vir my gedoen het. Wanneer Jesus in die verhoor uitgevra word oor sy boodskap aan sy volgelinge, huiwer hy nie om in alle eerlikheid te bely dat hy niks in die geheim gedoen het nie, maar alles in die openbaar. Ja, hy was nie 'n wêreldse vryheidsvegter of ondergrondse terroris. Nee, hy was die Here
wat gekom het om sy lewe vir sy skape af te lê. Tweedens, leer ons dat ons op grond van hierdie offer van ons Here Jesus 'n verantwoordelikheid het. In ons skrifgedeelte hoor ons egter hoe ons as gelowiges, as kinders, as volgelinge nie behoort op te tree nie. Gebeur dit nie maar dikwels dat ons ook, soos Petrus, die Here verloon nie. Gebeur dit nie ook dikwels dat ons by die vuur ons warm maak, maar dat ons harte ijskoud is nie. En wanneer ons môre en oormôre gaan leef, soos mense wat Jesus nie ken nie, doen ons nie dan dieselfde nie. Hoeveel keer volg ons nie die hoenderhaanse voorbeeld in onsself en ons vermoëns totaal te oorskat nie. Ons staan soos die hoenderhane op die kerktoring en sê ek gee die rigting, ek kondig die dag aan. En dit, my broeder en suster, is ongelukkig dinge wat in baie kerke vandag gebeur. Mense, predikante wat mense ook mislei om in hierdie ondankbare lewe te volhard. Tyd het aangebreek, ongeag die gevolge, dat ons in ons leer en in ons lewe sal bly getuig uit opregtheid, erken, Jesus is die Seun van God. Hy is gebore uit die maagd Maria deur die werking van die Heilige Gees. Hy het geleef op aarde. Hy het hier gelei en gesterf ter wille van ons. Dis wie hy was. Dis wat hy vir ons gedoen het. Laat ons as gemeente dan altyd in ons leer, maar ook in ons lewenswandel voor vriend en vyand bely. Maak nie saak wat die offer is nie. Jesus is die Here, die Seun van die lewende God. Hy wat gekom het om uit genade ons van ons sondes te verlos. En laat ons daarom ook met groot dankbaarheid en opregtheid en toewyding voor hom lewe. Mag die Here ons daartoe sy genade skenk. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, baie, baie dankie vir u liefde en u genade. Die geduld wat u met ons as gelowiges het, die mensheid. Vandag gebeur dit so dikwels dat mense, selfs kerke dit ontken. Ons Here Jesus maar net 'n gewone mens wil maak. Die opstanding is onwaar verkondig. Ja, eintlik maar net sê, ek ken hom nie. Ons ken hom nie, ons weet nie wie hy is nie. Wil hy ons as gemeente, ook as kerk, bewaar van hierdie dwaling. Dat ons altyd sal bely, U is God die Vader, U Seun Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees, werk U die geloof in ons harte, die drie-enige God. En nou bid ons, o Here, in hierdie donker wêreld,
laat U koninkryk kom. Here, laat U wil geskied. Ons beleef elke dag die aanslag van die bose op U kerk is. Ja, Here, dat selfs, daar's vandag selfs kerke wat seminare hou om oor voorvadergeeste te praat. Behoed en bewaar U kerk op aarde. Ons wil vanmôre in besonder vir hierdie gemeente bid. U ken die omstandighede. Omdat U geroep het om die woord U te verkondig, dat hy ook spoedig weer sal herstel en sy plek sal kan inneem. Wees met elke broeder en suster kerkraad, elke broer en suster, elke kind. Here, U ken ons harte. U ken ons vrese, U ken ook ons blydskap, ons onsekerheid. U ken elke oomblik van ons lewe. Wil U elkeen van hulle naby wees. Elkeen na sy of haar besondere situasie. Ons dank U dat ons vanmôre hier saam kon wees. Ons dank U, Here, dat ons kan weet dat U vir ons lief is en dat ons ook daarvoor dankbaar mag wees. En waar ons vandag in hierdie oggend dalk reeds in sonde geval het, deur ons gedagtes, ons woorde of ons dade, bid ons opnuut om genade, vergifnis, en ons doen dit alles alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, wat met U en die Heilige Gees leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Kom ons sluit nou af met die sing van Gesang 388. Gesang 388, ons sing die eerste en die tweede verse. Die woord het deur die eeue die boodskap reeds gebring van Jesus se geboorte en sy vernedering. Wie sou hom so verwag het, so sonder koningskroon, as mense seun gebore, het hy by ons kom woon. Hy is verag deur mense, met krankheid ook bekend, omdat hy al ons smarte gedra het tot die eind. Deurboor vir ons oortreding en ongeregtigheid, gewond vir ons genesing, bring hy die saligheid. Gesang 388, daarvan die eerste en die tweede verse.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.